Jesus, come. Amen, is dit nie die woorde wat ons almal graag vanoggend wil gebruik nie? Come Jesus, come. Want wat is tog beter, wat is lekkerder, as om Jesus uit te nooi en vanoggend saam met ons te wees, deel van ons te wees. Jy sien, daar's so baie dinge wat ons eintlik vanoggend oor kan jubel en juig. Ek weet nie van julle nie, maar jy weet, as 'n mens van maandag tot sondag kom, en jy het nie Jesus in jou lewe nie, wil ek vir jou sê, dis seker die grootste risiko wat enige mens kan vat. Want elke keer as ek terugkyk, na 'n week verby is, dan besef ek, Here, ek weet nie hoe dit moontlik was nie, maar ons het hier uitgekom. En dan besef ek hoe groot is sy genade. Ons het soveel guns. En ek wil vanoggend eerstens wil ek vir die vroue dankie sê. Hoor hierso, ons was daarom hierdie week bederf terwyl ons gewerk het hier langs aan. In die middag as dit etenstyd kom, ons het later gewerk vir etenstyd. Want dit was net lekker en nog lekker. Ek het nie gedink dit kan lekkerder raak nie. Ek sê vir hom, Willie, ons gaan hierdie op 'n permanente basis moet doen, ons moet werk soek om die kerk. Want as ons elke dag kos kry, wat so lekker is. Vrouens, ek wil vir julle sê, baie, baie dankie vir elkeen van julle. Ek wil ook vir elke gesin sê, dankie, wat ingekoop het. Ouens, die Here is so goed. Ons dak is 80% klaar geverf. Maandag, as die sonnetjie mooi uitkom, is ons klaar. Ons is baie ver hier langs aan in die huis, hy sal uitgeverf. Dit lyk al so goed. Elke keer as ek iets sien, dan besef ek net, Here, ons het ingeloop en gedink, hoe gaan ons dit kan doen? En weet jy wat, toe tree hy in, en hy begin net goed moontlik maak. En hy maak net goed oop, wat ons nie eers aan gedink het nie. Jy sien, dis die God wat ons aanbid. 'n God van wonders. So ek wil vanoggend, wil ek jou uitnooi. Ek het vanoggend vir die ouens al binne gesê, vanoggend moet jy nie net die liedjies sing, omdat die woorde mooi klink nie. Ek wil jou vanoggend nooi, om die woorde jou aanbidding te maak. Jy sien, wanneer jy die woorde, wat jy daarbo kry, as jou aanbidding maak, verander iets hier binne. Jou fokus, dit wat om jou aangaan, alles verdwyn. Jy's gefokus net op een ding. Vader, ek wil meer van U hê. Ek wil nader beweeg aan U. Jy sien, dit is wat ons nodig het vanoggend. Kom ons sluit ons oë. Abba Vader, Here, ons staan vanoggend voor U. Here, met soveel dankbaarheid. Here, maar ek weet, terwyl ons in opgewondenheid hier in die huis is, Here, is daar familie wat bekommerd en hartseer is, Here. So ons wil vanoggend intree vir Tannie Yvonne, Here. Vader, daar waar sy in daai hospitaalbed lê, Here, weet ons, Here, by U is niks onmoontlik nie. Vader, ek bid vanoggend U genesende hand oor haar, Here. Ek bid vanoggend, Here, dat U volmaakte wil sal geskied oor haar lewe. Vader, ons het nie al die antwoorde nie, Here, maar ons weet, dit wat ons nie verstaan nie, gee ons aan U. En vanoggend gee ons haar oor aan U. Ons plaas haar by U voete, Here. Vader, dankie, dat ons weet, Here, dat U nou by daai familie stil staan. Here, dat U nou hulle krag gee, dat U hulle wysheid gee, Here, dat U hulle die leiding gee wat hulle nodig het. Vader, so bid ek vanoggend vir hierdie huis. Ek bid, Here, dat U vanoggend hierdie worship span sal toemaak, Here. Vader, ek pleit U bloed oor elke een van hulle. Ek bid, Here, dat U Gees ons vanoggend na die allerheiligste toe sal vat. Ek bid dat ons vanoggend op die plek sal kom, dat ons sal vergeet van al die uitdagings en net sal fokus op elke deurbraak wat U vir ons wil gee. Here, ons vra en dink baie keer soveel aan die deurbrake wat ons nog moet ontvang. Vader, maar vanoggend is ons deurbraak om die Gees van God te ervaar. Ek bid vanoggend dat U stil staan.
Ek bid vanoggend, Here, dat U ons sal bederf in die Gees, Here. Vader, so bid ek oor hierdie geestesseisoen, Here, waar soveel families, Vader, benoud is, Here, want hulle weet nie hoe hulle deur hierdie tyd gaan kom nie. Vader, ek bid, Here, dat U elke negatief 'n positief maak. Ek bid vir seën op ons finansies, Here. Ek bid, Vader, dat die onmoontlike sal plaasvind, want dit is wie U is. Vader, ons gee vanoggend vir al die eer in die naam van Jesus Christus. Amen. Amen. Ons gaan saam staan, gaan ons tiende en offerande na die skatkis bring en ons gaan die Here lekker loof en prys.
jy vanoggend regtig dat God getrou is om te doen wat hy sê hy sal doen? Ons is daar in die bidkamer en Frans sê, hy wil net goue getuienis lewer. Hulle het 'n 3 weke oue babietjie, klein kind. En daai dingetjie huil verskriklik en mamma wil naderhand vir hom medisyne gee. En oupa Frans sê, al wat nou gaan werk is bid, want hulle weet nie wat gaan aan nie. En sy huil en sy huil, sy kry Frans. Sy hou dood eenvoudig net nie ophuil nie. En hy stap uit en hy gaan na sy binnekamer toe en hy sak af op sy knie en hy sê, Here, ons het nie nodig om hierdie klein mensie te help of vir ons wysheid te gee. En hy bid dat wat ook al die probleem is, dat dit net sal opklaar in Jesus se naam, want onthou hulle slaap nie. Sy huil net, dis al wat sy doen, sy huil net. En toe hy opstaan en hy stap binnekant toe, het daai klein babietjie opgehou huil. En sy het nog steeds opgehou huil. Nou slaap sy al 4 ure aan mekaar nadat sy haar melkies gehad het. Is die Here nie getrou om te sê, hy doen wat hy in sy woord beloof, hy sal doen. Here, so baie dankie dat U 'n waarmaker van die woord is. Dankie Here dat niks of niemand met U vergelyk kan word nie. En as U ja sê, dan is dit 'n definitiewe en 'n duidelike ja. En wanneer U nee sê, Here, dan is dit 'n nee. Help ons om U op U woord te vat wat die waarheid is. Omdat ons weet, Here, U kan nie teen U woord gaan nie. Here I am
above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry. Holy,
Dankie, Jesus. We worship you, Lord Jesus. Amen, Jesus. Oh, dankie, Here, dankie, Here, dankie, Here. Dankie, Here, dankie, Here. Dankie, Here. In U naam, Jesus. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, Lord. Amen, 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 amen. Amen, Jesus. Oh, we worship you, Lord Jesus. Vader, ons aanbid in hierdie oggend, Jesus. Oh, Vader. Here, dat U ons alles sal wees vanoggend, Jesus. Dankie, Here, dankie, Here. Dankie, Here, dankie, Here. Kashita pasinda rabashe. Koboshito robosita rabas. Oh, Jesus. Dankie, Here. Ons aanbid U, Here. Vader, ons loof U, Here. O Vader, stel die gees oop, Here. Werk in ons vanoggend, Here. Dankie, Jesus. Dankie, Jesus. Dankie, Here. Dankie dat ons nou kan oorgee, Here. Dankie, Here, dat ons nou kan aflê, Here. Dankie, Here. O Jesus. Yes. O, ons prys U, Here. Dankie, Here. Dankie, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Here, maak dit oop, Here. Maak dit oop, Here. Maak dit oop, Here. Maak dit oop, Here. Yes, Jesus. Yes, Lord. Amen. Oh, Here. Ons prys U, Here. Ons prys U, Here. Ons prys U, Here. Oh, we praise you, Jesus. We praise you, Lord. Yes, Jesus. Dankie, Here. Amen. Amen, 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 amen. Oh, yes, Lord. Yes, Lord Jesus. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. Vader, stel ons gees oop vanoggend, Here. Here, help ons om vanoggend op die plek te kom waar ons kan sê, Here, ons enigste fokus is om U te loof en te prys. Here, vat alles anders te weg, Here. Vader, bring ons denke vanoggend in lyn met U planne, Here. Vader, bring ons vanoggend op die plek waar ons kan sê, Here, daai deurbraak wat ek so lank voorwag, Here, dankie. Here, U sit alles in plek in hierdie oggend, Here. Vader, in hierdie oggend, Vader, het ek 'n afspraak met die Allerheiligste. In hierdie oggend kan ek voor U kom en sê, Here, dankie dat U vanoggend die ketTINGS net laat afval. Here, dankie dat U vanoggend my optel en dat ek weer eens net besef wat U woord sê. Ek het jou by jou naam geroep. Jy is myne. Vader, ons gee vanoggend, Here, vir U die eer, Here. Vader, ons maak dit vas vandag dat U ons by ons naam geroep het, Here. Vader, dat U iets groter vir ons uitgesit het as dit wat die wêreld vir ons sê. Vader, dankie, Here, dat U ons vanoggend uitlig, Here.
Dankie Here dat U ons na die plek toe bring waar ons vanoggend kan sê, Here, Vader, ek ervaar in my gees in duidelikheid hoe elke deeltjie, elke raaitjie net in mekaar inskuif. Here, dat U vanoggend die verlede so ver sal weghou soos wat die verlede moet wees. 'n Plek wat ons nie meer hoef aan te dink nie. 'n Woord wat ons nie meer oor hoef bekommerd te wees nie. Here, want vandag is ons dag. Vandag is ons dag wat U ons herstel. Here, vandag is die dag van restaurasie, Here. Die dag waar U ons 'n nuwe begin gee, waar ons kan sê vanoggend, Here, dankie dat ek weer U gees ervaar. Dankie dat ek weer U stem kan hoor. Here, dankie dat U omstandighede wegvee. Want dit is wie U is, Here. Vader, ek bid vanoggend, Here, dat U woord wat die hoogste gesag is vanoggend sal seëvier, Here. Niks anders dan, Here, dat daar niks in my as mens sal wees nie, Here. Ek bid vanoggend dat elke woord op U tong sal geskied. Here, ek bid net U soewereine wil oor hierdie huis. Ek bid vanoggend, Here, vir radikale wonderwerke in U gees. Vader, ons gee nou oor in U groote naam. Amen. Kom ons gee die Here 'n lekker lofoffer. Amen, Jesus. Amen. Wanneer laas het jy 'n deurbraak ervaar in jou lewe? Wanneer laas het jy regtig ervaar dat goed net ewe skielik heeltemal anders is? Of het ons gewoond geraak aan al die aanvalle en die aanslae? Het ons op die plek gekom waar ons dink, weet jy wat, dit moet dalk maar so wees. Want jy sien, as jy lank genoeg teen die wind loop, begin jy gewoond raak om so vooroor te loop. Die wind het 'n snaakse manier. Wanneer jy die wind van voor kry, begin jy aanpas by jou omstandighede. Ek wil vanoggend vir jou sê, ek weier om aan te pas aan omstandighede van wat die wêreld ons bied. Jy sien, my God is groter as dit. By my God is niks onmoontlik nie. En ek dink ons moet terugkom na die plek toe waar ons net kan sê, Here, maak my los van hierdie goed wat die wêreld my laat dink wat die norm is. Jy sien, want ons lees baie keer artikels en dan dink ons, hierdie is vir ons. Maar ek wil vir jou sê, geen artikel kan bepaal wie jy is nie, net die woord van God. Hierdie is die enigste woord wat in jou lewe kan inspreek. As jy vir 'n oomblik, net 'n oomblik kan dink, en ek weet, wel, in my lewe, ek wag vir baie deurbrake. Elke keer as ek iets ervaar, begin ek bid vir dit. So ek het deurbrake, Maar weet jy wat? Elke een wat begin deursyfer, maak my opgewonde. Maar ek wil jou net toelaat om in die gees, net vir 'n oomblik, te dink aan watter deurbraak wag jy voor. Jy sien, ons almal het daai een dingetjie wat net uitstaan bo ander. Daai een ding wat net groter is as al die ander. Jy kan hoeveel deurbrake hê wat vir jou belangrik is. Maar ek wil vanoggend vir jou sê, as jy op die plek is waar jy daai een ding het, elke oggend, as jy wakker word, het jy die verwagting, Here, vanoggend. Elke aand as jy jou oë toemaak, Here, miskien gaan dit deur hierdie nag gebeur. Jy sien, as ons 'n verwagting het, is daar nog 'n moontlikheid vir die deurbraak. Dis wanneer ons verwagting weg is, waarom jy geen hoop is nie. En tog het ons daai mooi liedjie wat sê, My hope is in you, Lord.
Maar ek wil vanoggend vir jou vra, is jou hoop nog in hom? Of het jy op die plek gekom waar jy amper net vrede maak met jou omstandighede? Ek weier om vrede te maak met my omstandighede. Ek het op een plek gekom en ek kan nogal al die verkeerde knoppies by my vrou druk as ek dit doen. Want hoe slegter ek voel, hoe meer goed doen ek. Want jy sien, ek weier om handdoek in te gooi as dinge begin styf raak. En weet jy, as ek my oë uitveer, dan voel ek beter. As jy gaan sit en jy begin dink aan jou probleem, gaan jou probleem groter raak as jy. Maar wanneer jy in die oomblik kom wat jy weet, my Jesus kan alles doen. Dis wanneer hy jou op hierdie nuwe journey vat. Wanneer hy nuwe goed vir jou oopmaak. Wanneer hy moontlikhede vir jou moontlik maak. Maar jy sien, ons kyk net en dan dink ons, dit kan nie wees nie, maar hoor gou wat sê hy. Psalm 34 vers 18 sê, wanneer mense roep om hulp, hoor die Here. Uit al hulle moeilikhede red hy hulle. Nou kom aan. Jy sien, hy sê uit al hulle moeilikhede. So wat is jou verskoning vanoggend om te sê, daai deurbraak is seker nou maar nie vir my nie. Ag, maak daai ou blikkie toe. Want weet jy wat, dis nie nodig vir daai ou wurmpies om die heeltyd jou te herinner dat jy nie kan nie. Die God wat ek aanbid sê, ek is tot alles in staat deur Christus Jesus wat my die krag gee. Maar wanneer laas het jy toegelaat dat hy jou die krag gee? In plaas van om te gaan sit. Jy sien, partykeer is dit net makliker om net, ag Here, dit is seker nou maar net so. Kom nou, dink jouself in. As ons nou 'n oggend moet deurgaan, en die lewe het so baie geraak, ek kan nie eers meer staan en preek nie, ek moet kom sit, want, weet jy wat, ek is so moeg. Maar ek dog dat ek my krag ontvang by die Vader. Ouens, ons moet op die plek kom waar ons verstaan wat hierdie psalm vir ons sê. Jy sien, hierdie psalm kan jou hele lewe verander. As jy toelaat, as jy glo, as jy vertrou op wat die woord vir jou sê, wanneer mense roep om hulp. Nou ek hou daarvan om hierdie psalms vir my persoonlik te maak. Ek sê baie keer, ek sê Here, wanneer ek roep om hulp, hoor U my. Want dit is tog wat gebeur. Hy sê, die psalms leer ons dat hy hoor ons elke uitroep. So dit beteken dat van ons het opgehou uitroep. Hallo? Jy sien, wat anders het jou deurbraak al plaasgevind. Maar het jy al ooit gedink dat die deurbraak wat jy so op fokus, is nie nou die tyd nie? Jou fokus is dalk nie ingestel nie, want jy is nie in die gees ingestel met Vader nie. Jy sien, wanneer jy gelink is met God, dan wys hy jou wat se prioriteit is die belangrikste. Ek het net 4 punte wat ek graag vir julle wil noem. En punt nommer 1 is geestelike deurbrake begin met 'n plek van eerlike afhanklikheid. Hierdie ding het my besig gehou, dat ek op 'n stadium gesê het, Here, as ek ander 3 punte moet nog deurgee, weet ek nie, hoe gaan ek punt 1 klaar kry nie. Want hoor mooi, geestelike deurbrake begin met 'n plek van eerlike afhanklikheid. Van wie? Van God. Jy sien, jy moet in opregtheid afhanklik wees van God. Nie jou eie idees nie, want jy sien, ons is afhanklik. Hoe is ons afhanklik? Terwyl ek sê ek is afhanklik van U, begin ek my eie planne maak. Ek gaan hierdie skuif, ek gaan hierdie so maak, ek gaan hierdie. Want raai wat, jy's 'n operator. So jy operate alles en skuif goedjies rond, maar ek is afhanklik van God. Is jy regtig? Is jy regtig afhanklik van God?
Want jy sien, wanneer jy waarlik afhanklik is van God, sal hierdie goed, hierdie ou kniekoppies die werk doen. Jy sien, wanneer jy by die voete van Jesus gaan lê, en ek wil vanoggend vir jou sê, my vriend, ek luister hoe baie ouens sê, my knie is so, ek kan nie meer sak nie, ek kan nie meer, gaan lê by sy voete. Weet jy, ek het ook 'n knie, hy raak nie die grond nie, maar ek hou nie op my knieë staan nie. As ek opstaan, dan moet hy eers reguit maak, en dan kom ek reguit. Maar ek het een ding besef, Here, ek weier dat die omstandighede en my foute van die verlede my verhinder om voor U te kniel. En is dit die kniel wat die verandering maak? Nee. Partykeer het ons net nodig om op die grond te gaan lê voor hom en te sê, Here, U sê, as ek die minste is, sal U my die meeste maak. Gaan lees in Lukas. As ek die minste is, wanneer laas was jy in die gees? Hoor mooi, die kontens, in die gees die minste. Wanneer jy net gaan lê en sê, Here, hoe gaan hy liedjie come fill my cup, Lord? Wanneer laas was jou koppie vol gemaak? Wanneer laas was jy op die plek waar jy sê, Here, ek is so opgewonde, dit voel of dit oorborrel. Dit voel of hierdie beker nie meer alles kan hou nie. Jy sien, dis die deurbrake wat ek en jy nou moet honger. Nie daai deurbraak wat jy dubbel jou finansies moet kry nie. Ek moet dit ontvang en ek is geregtig op dit. Ons is eintlik geregtig op niks. Jy sien, wanneer ons fokus Jesus is, het die wêreld geen impak op ons nie. Dit is eintlik so maklik soos dit. Wanneer dit nie gaan oor wat se kar ek ry, en wat se huis ek in bly, en wat se klere ek aantrek, maar dit gaan oor wie in my is. Wie is jou beskermengel? Wie is die een wat jou toemaak? Wie is die een wat jou dryf? Wie is die een wat jou laat aangaan? Nou hoor gou hierso. Hy sê in 2 Korintiërs 12:9 sê hy, die ou vertaling sê dit mooi, hy sê, en hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Wanneer ek in my swakhede roem, weet jy wat? Baie mense dink, as jy op hierdie plek kom, dat jy op jou knieë is, en jy hieronder is dit jou swakhede. Maar ek wil vanoggend vir jou sê, dis hier waar ek die naaste aan God is. Dis nie wanneer ek opstaan en dink dis hier nie. Dis wanneer ek op my knieë of op my aangesig lê voor die Here en myself geheel en al losmaak van alles om my, waar ek kan sê, Here, hier is ek. Vader, ek het U aanraking nodig. Jy sien, hy gee vir ons al hierdie skrifte. Hy sê, my genade is vir jou genoeg. Ek wil vanoggend vir jou vra, is sy genade genoeg vir jou? Of het jy so gewoond geraak om te kla, dat jy nie meer weet wat sy genade is nie? Ek luister hoe mense, miskien is dit omdat hy in Engels so mooi val. Mense love om die woord te sê, sy grace. Alles is net sy grace. En net daarna kla hulle, net so lang string, en dink ek, wat het geword van die grace? Miskien is jy nie seker wat dit beteken nie, so sê eerder die woord wat jy dan maar ken. Ouens, sy genade is onbeskryflik groot. Die dag wanneer jy sy genade verstaan, en dat sy genade vir my en jou genoeg is daar hoop. Tot en met dan, voel dit vir my baie keer, of ek net een hoop het, en is die ashoop. Want alles is net, dis nie die moeite werd nie. We sien, iets is net die moeite werd, as God vir jou is. As hy in elke saak is, as hy in elke besluit is, as hy saam met jou opgewonde is, as hy saam met jou is wanneer jy hartseer is, want weet jy wat gebeur? Hy kom vee jou trane af. Is dit nie wat ons nodig het nie?
Geestelike deurbrake begin wanneer ons ophou probeer volmaak wees en begin eerlik wees. Weet jy, terwyl ek daai skrif lees en ek dink, Here, ons is so besig om vir mense te laat verstaan, ek is fyn en ek is op hierdie plek en ek is op so goeie plek. Meantime het jou wiele al lank terug afgeval. Jy ry nie eens meer op die rims nie, want tot dit is weg. Daar kom 'n tyd wat jy net moet eerlik wees en voor God staan en sê, Here, ek het nodig om U weer my alles te maak. Ek het nodig om weer terug te kom op die plek waar my fokus verskerp. Ek het nodig om te verstaan wat U vir ons sê. U sien, want wanneer hy hierdie woorde sê, Here, ek het nie meer krag oor nie, vat U my hand. Wanneer jy daai woorde sê, weet jy, al wat jy nodig het, is om net daai uitroep. Wat het hy gesê in Psalms van ons uitroep? En dan vat hy die hand en hy tel ons op. En ewe skielik is ons fokus weg. Ons hoef nie te kyk waar is die grond ongemak of ongelyk nie, want raai wat, as hy ons hand het. Jy sien, ons het die prentjie van hand aan hand. Iemand loop so langs jou. Nee. As hy ons hand het, vat hy ons so, want hy is ons leidsman. Ons moet die prentjie in ons gees begin verander. Ons het geen gelyke met hom nie. Daar is niemand soos hy nie. Ons wil die heeltyd hê hy moet ons leidsman wees, maar ons wil langs hom loop. Regtig? Hoe lei jy iemand as hy langs jou loop? Ek weet wat gebeur as ek en my vrou in die dorp loop en ons is langs mekaar. Want 'n vrou se indicator gaan vir elke winkel aan. So dis die heeltyd so. Nou sy glo natuurlik ek hou net 'n hand vas, want dan kan sy nie my beursie vat nie. Wat ook waar is. Jy sien, ons moet die uitkyk verander. Hy's my leidsman. Here, dankie dat U my hand vat en dat U my lei waar U wil hê ek moet wees. Jy sien, as hy jou lei, sal jy nooit in 'n gat trap nie. Jy sal nooit verdwaal nie. Jy sal nooit onseker wees nie. Punt nommer 2. Hier is 'n baie belangrike een. Want ek glo met alles in my dat hierdie die grootste probleem vandag is. Emosionele deurbrake. Jy sien, emosionele deurbrake kom net wanneer God ons hart aanraak. Tot en met hy ons hart aanraak. Ouens, kan niks verander nie. Die faktor wat in my lewe en in my hele bediening net vir my duidelik geword het, is emosionele deurbrake, emosionele genesing, is die grootste genesings en deurbrake wat daar kan wees. Want jy sien, as jy emosioneel onstabiel is, gaan niks buitenin in nie. Want jy maak so. Jy het 'n high en low en jy weet nie wanneer jy high of low is nie. En dis waar die probleem inkom. Emosioneel moet jy eers stabiel raak. Emosioneel moet jy eers die genesing ontvang. Jy moet die rustigheid kry. Jy moet die vrede hê. Want jy sien, wanneer jy emosioneel aangeraak word, weet jy wat gebeur dan? Jy het die vermoë om weer te kan huil en los te maak met die seer wat was. Het jy geweet, een van die grootste redes waarom jy nie kan genesing kry nie, is omdat jy nie kan uiting gee aan jou gevoel nie. Want jy krop alles op. Man, ek is sterk, ek is gewoond hieraan, ek het groot geword in hierdie tyd, ag whatever. Niemand van ons is geskape om so te leef nie. Niemand nie. Maak nie saak hoe oud jy is nie, maak nie saak in wat se intense huis jy groot geword het nie. Jy's geskape na die beeld van God. Punt. Hy het sekere punte in ons wakker gemaak. Ons weier net om toe te laat dat hy dit aktiveer. Want dan is ek nou nie meer 'n man nie, of ek is nie meer hierdie vrou, of ek is nie hierdie nie. Jy sien, emosioneel is alles onderste bo. Jy het nodig om net weer los te maak. Het jy al gehoor as 'n glas breek?
Hy het geluide, dit klink of die glas net aanhou. Daai klink, dit is 'n geluid wat net aanhou. En as jy begin skoonmaak, dan besef jy dit hou net aan. Want weke daarna dan sien jy nog steeds, hier's 'n stukkie glas, daar's 'n stukkie glas. Dis asof die glas so versprei. Jy weet nie hoe om by alles uit te kom nie. Klink amper soos ons, nê? Wanneer ons emosioneel stikkend is ons in soveel areas, dat ons nie weet hoe om alles by mekaar te kry. Jy het 'n skoppie en 'n besempie, maar hoe meer jy vee, daar's nog 'n blink stukkie, daar's nog 'n seer stukkie wat nog nie genesing gekry het nie. Daar's nog daai, ek kan nie daai persoon vergewe nie, want raai wat, weet jy wat het hulle aan my gedoen? Wat het Jesus gesê? Vergewe hulle vir hulle weet nie wat hulle doen nie. Here, dat my fokus nie sal wees op die wat my te nakom nie, maar op die een wat my geskep het. Jy sien, dis waar die verandering inkom. Dan sê hy hierdie mooi deel, wanneer die Here se stem harder praat as die stem van jou pyn, dan besef ons in Psalm 147:3, in die ou vertaling sê hy genees die wat gebroke is van hart, en hy verbind hulle wonde. Kom aan, ouens, julle het nie hierdie skrif gehoor nie. Psalm 147:3 sê, hy genees die wat gebroke is. So raai wat, as jy stikkend is, sal hy jou genees. Hoor gou jy, hy sê, en hy verbind jou wonde. Wat meer moet jy lees of hoor om te verstaan dat al wat hy wag is vir my en jou, om die emosionele wrak te herstel. Daai glas wat gebreek het, jy kan jouself maar ou glasie noem, want ek dink ons almal is maar eintlik undercover 'n ou glasie. Ek weet nie van jou nie, maar ek het dit nog nooit ervaar nie. Hoekom is dit dat wanneer jy in die wêreld is, het jy hierdie, ek wil amper sê, aura omtrent jou, niemand kan naby jou kom nie, geen woorde raak jou nie, want jy brush dit net af, en dan kom jy by die Here uit, en dan is jy sensitief oor elke saakie. As iemand net snaaks na jou kyk, is daar 'n ding. As iemand iets sê wat net in jou rigting gaan jy na 'n ander kerk toe, en so gaan dit net aan en aan. Ek dink nie ons kan alles opnoem nie, want ons het te min tyd. Maar tog sê hy dat hy ons nie 'n gees van gefeinsdheid gegee het nie. So ergens het ons as kerk iets gemis. Ergens het ons as gelowiges vergeet dat die deurbrake wat ons het, is die woord van God. Here, kom maak heel wat stikkend is. Here, hierdie wonde wat verbind moet word, verbind hierdie wond sodat hy kan genees. Is dit nie fantasties hoe wanneer jy 'n wond het wat nie wil genees nie, dan sal hulle vir jou ietsie gee, en as jy weer kyk, dan voep, is hy toe. Maar wanneer hy nog so rou en seer is, dan voel dit so asof dit nie kan gebeur nie. Want jy het dit nog nie vir Vader gegee nie. Kan ek 'n geheim vir jou vertel? Dis nie die wonde wat sigbaar is, wat die seerste is nie. Dis die wonde wat nie gesien word nie. Jy sien waarom ons fokus vanoggend op innerlike, daai emosionele genesing wat ons so nodig het. Dis waar die fokus is, want as ons emosioneel geanker is in Jesus, besef julle wat se moeilikheid sal daai donker perd hê. Nou hoor punt nommer 3. Deurbrake gebeur wanneer ons laat gaan wat nie saam die volgende seisoen kan ingaan nie. Ek dink dis een van die goed wat ek die meeste al ervaar het. Almal wil 'n nuwe seisoen hê, maar hy wil nie afstaan wat hy gehad het nie. As dit kan saamkom, wil ek 'n nuwe seisoen hê. Maar as dit moet bly, dan moet ek nie eers bietjie wag nie. Dis nie nou my woord nie. Ja, jou weergawe.
Jy sien, as God jou in 'n nuwe seisoen wil invat, het jy eintlik nie 'n sê nie, behalwe as jy gaan stil staan en stagneer. En dis wanneer alles uitmekaar uitval. Wanneer ons op die plek kom, waar ons nie sy stem hoor nie, wanneer ons geen ervaring het nie. Hy sê in Markus 2 vers 22, en niemand gooi nuwe wyn in ou leersakke nie. Anders sal die nuwe wyn die sakke laat bars en die wyn loop uit en die sakke vergaan. Maar nuwe wyn moet in nuwe sakke gegooi word. So raai wat beteken dit? Jou ou goed kan nie in 'n nuwe seisoen ingaan nie. Die nuwe goed gaan gebeur wanneer jy gehoorsaam is en jy in die nuwe seisoen inbeweeg en sê, hier is ek, Here, ek meld aan. Ek is hier om 'n verskil te maak. We sien vandag is die grootste uitdaging dat ouens so gehoorsaam is om aan te meld. O nee, daar's baie mense wat dit kan doen. Ek het nie nodig om dit te doen nie. Het die Here nie jou geroep vir groter dinge nie? Hoekom kyk jy rond en dink, ja, maar daai en daai en weet jy, daai ou die persoonlikheid om dit te doen? Ek sal nooit vergeet, toe ek die Here aangeneem het ek hierdie mooi glamour prentjie gehad van mense wat die deur groet. Toe kry ek toiletdiens. Ek moet seker maak die toilets is skoon voordat die diens begin. Toe dink ek, Here, ek weet nou nie of ek opgeteken het hiervoor nie. En raai wat? Tot vandag toe, die eerste ding as ek in die kerk inloop, ek gaan kyk hoe lyk die badkamers. Dis net iets wat in my is. Want raai wat? Daar's niks slegter as dit onplesierig in 'n badkamer is nie. Daar's geen area van hierdie huis waar een deel belangriker is as die ander nie. Want dit bly God se huis. Jy sien, dis wat ek en jy moet verstaan. Om op die plek te kom om die nuwe seisoen in te gaan, moet ons besef dat nuwe dinge moet gebeur. Nuwe dinge moet plaasvind. En ek weet nie van julle nie, daar's vir my niks lekkerder. Het jy al in 'n nuwe kar geklim? Hy het 'n reuk wat geen niks anders te kan dit beskryf nie. Ewen as jy die eerste keer omstart, alles voel lekkerder. Al klink hy net soos die ander ene. Hy kan tweerands wees. Hy kan hoe wees, maar as dit jou eerste is hy splinternuut vir jou. Jy sien, dit gaan oor die uitkyk van waar jy is. Ek sal nooit vergeet, my eerste kar was 'n Volla. En hoor hierso, daai tra, was die lekkerste gevoel, as daai volksie so staan. Die gedagte van, dis myne. Weet jy wat, ek kan inklim, en of ek die deur sag toemaak, en of ek hom hard toemaak, niemand gaan my niks sê nie, want hy's myne. Of 'n ou saam met my wil ry, of hy nie saam met my wil ry nie, raai wat, hy's dalk nie so vinnig soos jou Golfie of jou whatever nie, maar ek kom ook daar. Vra vir Mizaan, ons het 16 ure gery van die Pangeni af, tot en welkom. En almal het gesê, hy ding sal dit nooit haal nie. Hy het dit gehaal. En toe kry hy sommer 'n paar blomme by, toe sê ek, hierdie kar se naam het toe verander na Blommetjie. En nou Blommetjie het ons baie plekke gevat. Want weet jy wat, dit was asof sy net nie wou doodgaan nie. Maar hoekom? Want ek het na haar gekyk. Want dit was my enigste en my beste. Jy sien, dit hang af waar jou seisoen is. Jou seisoen gaan nie altyd oor die nuutste double cab, of die nuutste Mercedes, of die, is dit mooi? Natuurlik. Ek weet nie van die vrouens nie, maar ek glo nie daar's 'n man op hierdie aarde wat nie so maak as 'n mooi voertuig verbygaan nie. Dis net iets wat altyd mooi is. Maar hoef ek om te hê? Nee, ek het nie nodig nie. Dit klink mooi, maar as ek dink aan hoe ek hom moet onderhou, nee, dankie. Jy sien, die Here gee ons daarom so 'n bietjie ekstra breinselle. Hoe meer ons na hom toe kom, hoe meer gee hy ons duidelikheid om te besef wat sin maak en nie. Wat het jy in jou nuwe seisoen ingevat wat nie in jou seisoen gepas het nie? Want jy sien, is net 'n besluit. Net een besluit.
Here, ek het die nuwe seisoen in U nodig, nie hierdie nie. En weet jy kan omdraai en in jou seisoene beweeg, en is verby. Jy hoef nie te gaan lê nie. Ouens, ek wil jy moet hoor, jy hoef nie in sak en as te gaan lê nie. Jesus het op die kruis gesterf vir ons, sodat ons genade kan ontvang. Hy sê in 1 Johannes 1 vers 9, wat ek bely, sal hy my van vry maak en hy sal my reinig van alle ongeregtigheid. Nou, hoekom wil jy jouself gaan vuil maak en ruik soos 'n braaier? Kom nou. Ons moet in 'n nuwe seisoen beweeg en te weet, Here, een uitroep is al wat nodig is. Punt nommer 4. Deurbrake bring ons terug na die hart van God. Jy sien, dis die ding wat ons geneig is om te vergeet. Om weer naby aan die hart van God te wees. Jy sien, die doel is vir minder pyn, minder verwarring en minder omstandighede. Die doel is eintlik meer van hom. Meer om soos hy te wees. Is dit nie wat ons nodig het nie? Hy sê in Johannes 8 vers 36 sê hy, as die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. Gaan lees dit bietjie. Johannes 8, 36 in die ou vertaling. As die Seun, Jesus, julle dan vrygemaak het. Ouens, hoekom as hy ons vrygemaak het, gaan al ons vir ons goed? Hoekom as ons los is, vrygekoop deur die bloed van die lam, wil ons teruggaan en weer ons goed gaan haal? Here, dankie. Dankie dat dit agter my is. Dankie dat U voor my is. Dankie dat U die een is wat my gaan lei. Dankie dat U die een is wat my in die nuwe seisoen gaan invat. En dat ek die deurbrake gaan ervaar wat net U vir my kan gee. Jy sien, vanoggend is dit jou keuse. Dis vanoggend jou keuse. Vir watter deurbraak wag jy? En ek wil vanoggend vir jou sê, ek wil jou asseblief nie voorsê nie. Ek wil jou vanoggend net so klein leidraadjie gee. As jy begin om jou emosionele deurbrake eers te stel, dan val die ander deurbrake baie makliker in. Moet dit nie anders om probeer doen nie. Want jy sien, as jy emosioneel nog nie genees is nie, gaan die ander goed nooit 'n volmaakte deurbraak wees nie. Hier agter, jy weet daai harddrive wat ons het, ons bære om ons daar ver agter, het ons 'n geneigtheid om goed te stoor. En dan ewe skielik begin die vrae uitkom. Maar hoekom? Maar waarom? Maar sê nou. En julle hoor, elke ding het begin met maar. Dankie Here, dat U ons bloed gewas het. Vrygekoop deur die lam. Jy sien, dis wat ons vandag moet weet. Ons is vry. As ons kyk die aanslae wat daar was, net in die laaste paar weke. Hoeveel van ons mense was erg siek? Hoeveel mense het ernstige uitdagings gehad? Maar hy sê, as God vir jou is, wie sal waag om teen jou te wees? Ouens, ek bid dat Romeine 8:31 'n werklikheid vir jou sal word. Dat jy sal weet dat daai skrif kan wonders in jou lewe doen, as jy dit begin bid en jy dit begin glo. Dieselfde as wat Johannes 14:14 vir jou sê, wat ek vra in sy naam, sal hy vir my doen. Jy sien, Frans het in sy naam gevra, en daai babietjie het rustig geraak. Dis wat God doen. So ek wil vanoggend jou uitnooi, en ek wil geen dringendheid hê nie. My vriend, daar's geen verwagting dat jy iets moet doen as die Gees van God nie met jou praat nie. Jy sien, dis die belangrikste deel. Ek gaan jou nie vra om vorentoe te kom nie. Ek gaan niks van daai nie. Ek gaan jou vanoggend net vra. Ons gaan net stil raak in die Here. En as jy vanoggend werklik 'n deurbraak
voor gewag het, wil ek jou nooi om saam met my te staan vanoggend. En ons gaan vanoggend vir Vader sê, dankie, dat daai deurbraak vanoggend gaan plaasvind. Het sy dit 'n deurbraak in ons lewe, ons omstandighede, whatever, dis joune. Maar ek wil hê jy moet hoor wat ek gesê het nou. As jy 'n emosionele deurbraak nodig het, maak seker dat dit jou eerste uitroep is. Want ek wil vir jou een ding sê, as hierdie ouetjie gesond is hierdie ouetjie gesond. En is jou lewe gesond. Amen. Kom sluit ons oë. Dankie, Here. Dankie, Jesus. O, Here. Net in die teenwoordigheid, Here. Vader, is al wat ons wil wees vanoggend. Dankie, Here. Dankie vir u woord. Dankie dat u woord die hoogste gesag is. Here, dankie dat ons vanoggend hierdie woord kan vat as ons geestelike GPS. Maar Vader, my uitroep vanoggend begin, Here, dat waar ook al ons emosionele deurbraak nodig het, Here. Ek bid dit vanoggend in die groot en wonderlike naam van Jesus Christus. Vader, dat ons emosioneel herstel en genees word vanoggend. Vader, sodat die ander deurbrake kan plaasvind, Here. Vader, as dit nodig is vir 'n nuwe seisoen, dat u die nuwe seisoen vir ons oopmaak en vir ons moontlik maak, maar dat ons weet, ons beweeg in hierdie seisoen in, sonder die verlede. Here, u sê u wil iets niets doen. Iets niets het nie iets ouds nodig nie. Iets niets, Here. Vader, soos daardie liedjie sê, a new touch of fire. Here, dis wat ons nodig het in hierdie oggend, Here. Daai nuwe aanraking, Here, van vuur wat so oor ons losbreek. Dat ons vanoggend weet, Here, dat dit wat was, weg is. Here, dankie, dat ons vanoggend voor U kan staan en sê, ons hoef nie meer hierdie ou dingetjie te nurse en kos te gee en shame en elke dag te gaan sit nie. Here, dankie dat ons vanoggend los is, Here. U sê as U ons vry maak, is ons waarlik vry. Ek bid vanoggend, Here, dat U elke man, vrou en kind waarlik vry maak in die naam van Jesus Christus. Ek bid, Here, dat ons deurbrake ervaar, soos wat die week gaan, Here, dat ons op 'n plek sal kom waar ons dink, Here, wanneer gaan dit ophou? Dis net deurbraak op deurbraak op deurbraak. Ons eer U, Here. Ons vat dit vanoggend in die groot en wonderlike naam van Jesus Christus. O, Here, daar's niemand soos U nie. Ons eer U en ons loof U, Here. Dat ons vandag voor U kan staan en sê, Here, dankie. Dankie, Here, 'n nuwe aanraking. Dankie dat ek vanoggend kan sê, ek is waarlik vry. Here, dankie vir U bloed, Here. Dankie, Here, dat ons gereinig is, skoon gewas. Vader, dat ons hierdie week kan binnegaan, Here, in rad, in die gees, in gereedheid, reg, vir nuwe dinge wat U wil oopmaak, wat U wil toelaat, Here. Here, daai goedjies wat eers ons laat verstaan het, o, jy kan nie. Here, U sê ons is tot alles in staat, deur Christus Jesus, wat ons die krag gee. Ek bid dit nou, Here, oor hierdie huis. Ek bid dit oor elkeen wat deel het van hierdie woord, Here, dat dit sal seëvier in ons lewe. Vader, ons maak dit vandag vas, in die groot en wonderlike naam. Amen. Amen.